Goeiedag luisteraars en kykers. Julle is ingeskakel by Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smith en ek gaan vandag julle op hoogte bring van die onlangse sportgebeure. Nou baie dankie aan ons hoofborg Natfin Finansiële Dienste vir hulle volgehoue toewyding en ondersteuning. Gaan besoek gerus hulle Facebook en Instagram bladsye vir al julle finansiële behoeftes. Net voordat ons begin, nee, ek sit nie in 'n kas nie. Ek het net my rugbytrui 'n bietjie opgehang vir 'n mooi agtergrond. So met dit nou uit die weg geruim, kom ons gesels sport. Ek is seker julle was net so teleurgestel soos ek na afloop van die Proteas se T20 Wêreldbeker semifinale wedstryd. Ongelukkig is daar soos die gesegde sê op die ou end net een wenner en wel gedaan aan Indië. Indië het ons ook 'n les geleer van deursettingsvermoë, om te dink dat hulle vroeër in die toernooi bekommerd was of hulle in die top 8 spanne gaan eindig, en op die ou end kon hulle Sondag die beker in die lug hou. Wel gedaan aan julle. Intussen, met die slegte oorloggebeure in die Midde-Ooste, beïnvloed dit nie net mense se lewens op 'n basiese vlak nie, maar ook ander dinge, soos byvoorbeeld reisplanne. Ons vroue Protea cricketspan is veronderstel om komende Sondag in Nieu-Seeland aan die eerste van 5 T20 wedstryde teen Nieu-Seeland deel te neem. Maar hulle reisplanne is redelik te mekaar gegooi as gevolg van hierdie onluste en gebeure en hopelik kom hulle betyds in Nieu-Seeland aan. Die ander ding is ook natuurlik, ons vroue Proteas se T20 Wêreldbeker is later vanjaar in Engeland hier in Junie maand en daarom is hierdie toer na Nieu-Seeland vir hulle baie belangrik as deel van hulle voorbereiding vir die toernooi. So kom ons hou duim vas dat hulle betyds daar aankom. Op 'n bietjie meer positiewe noot wil ek graag net sê hoe wonderlik was dit toe ons Blitsbokke maandagoggend in die vroeë oggendure of Sondag aand baie laat, afhangende van hoe jy dit sien, toe hulle vir Spanje in Vancouver geklop het in die HSBC 7 se toernooi. Hulle wen Spanje 38-12 en daar het hulle weer eens duidelik gemaak hoekom hulle plek gesamentlik eerste verdien met Fiji op 86 punte in die totaal op die HSBC 7 se puntetabel. Die kompetisie skuif nou na komende naweek, gaan hulle nou na New York en dan hoop ons Impie Visser en sy manne hou weer daardie goue medalje om die nek en die beker in die lug, want soos julle weet, die HSBC 7 toernooi of reeks bestaan uit klomp verskillende toernooie en hulle maak punte bymekaar om op die ou end nommer 1 op die wêreldranglys te wees. So ons hou duim vas vir hulle. Meer plaaslik natuurlik, hou ons die Waasbeker lekker fyn dop en maandaande is sommer nou opwindend na 'n blou maandag, maak die rugby dit alles net die moeite werd en bietjie beter. So, na afloop van maandag aand 9 Maart se wedstryde, is Tikkies nog steeds onoorwonne, hoewel Maties en Aatjies nou ook hard aan die deur begin klop en vir groot telling sorg. Hulle opponente word behoorlik afgeransel en hoor 'n bietjie hierdie uitslae. Maties klop Emirates 55-20. Tuks wys Isaacs behoorlik waar David die wortels begrawe het met 78-17. Dan die Noordwes Universiteit Arende gaan wen vir Shimlas op hulle tuisgrond in Bloemfontein met 45-31 en die Aatjies slag UJ behoorlik af in die Kaap met 87-28. Sake op die punteleer lyk dan nou as volg. Tuks onoorwonne met 20 punte. Die Arende van Potch op 17 punte, Aatjies op 15 punte, Shimlas, Maties en UJ almal op 11 punte, Isaacs op 2 punte en Emirates op 1 punt. Volgende maandag ons spyskaart lyk dan so. Aatjies en Maties het 'n behoorlike Kaapse derby en daardie wedstryd sal op Supersport uitgesaai word. UJ speel teen Shimlas, Emirates teen Isaacs en die Arende van Potch en Tikkies gaan mekaar in Potchefstroom pak en daardie wedstryd sal ook op Supersport uitgesaai word. En ek vermoed die Arende en Tik se wedstryd gaan die wedstryd van die aand wees, omdat die Arende gewys het, hulle kan maklik ook van die huis af wen. So, kom ons hou daai wedstryd op. Dan 'n tikkie VRK nuus. En as jy enigstens in Pretoria bly of rondry, dan sal jy sien
Die borde begin praat van, was jy al ooit op loftes voor het vol is en het rof is? En mens voel sommer die elektriese atmosfeer al reeds in die lug. Want dit is tyd vir 'n lekker Noord-Suid derby en die Stormers kom speel Saterdag op Loftus Versveld. Daardie wedstryd gaan 2 uur begin, is bietjie vroeër as gewoonlik. Ouer gewoonte word daar reeds baie in die media gesê oor die jarelange stryd tussen die twee spanne en daar word ook heelwat gegis ten opsigte van Sasha Feinberg en Komezulu. Hoofafrigter van die Stormers, John Dobson, meen die geraas in die media oor Feinberg en Komezulu mag dalk 'n negatiewe invloed op die loskakel se spelpyl hê. Tog het ons al gesien dat Sasha wel onder druk kan presteer en hy mag dalk vir die Bulls se kopseer of 2 besorg. Intussen is dit nogal redelik stil aan die Bulls se kant. Ek weet nie of dit die stilte voor die storm is of oor wie se kop die storm dalk gaan losbars nie. Kom ons kyk. In vroue rugby nuus. Pick n Pay Vroue Liga 1 reeks is dat die dames nou regtig waar kookwater rugby speel. Hulle kompetisie is nou al entjie gevorder en vroue Springbok afrigter Swyse Brein kan behoorlik glimlag oor die dames se spelpyl. Ekskuus, nou ek moet net hierdie try van my bietjie terugskaai. Dis reg. Nie probleem oor vir wie ek ondersteun nie. Nou, Swyse Brein behoort regtig voor tevrede te wees met die dames se spelpyl en daar is ook tans nie vreeslik beserings wat groot probleme veroorsaak nie. Die afgelope naweek het die dames weer behoorlik gespeel en die uitslae was as volg. Die Bulls Daisies klop die DHL Weselike Provinsie in die Kaap met 50-22 nadat hulle halftyd alreeds 26-22 voorgeloop het. Boland Dames klop OP Queens 41-29 in Kebega met Springbok 8se man of 8se vrou Azeze Hele wat 'n 3-kuns behaal het. Die Leeu's wen die grens 32-7 en die Sharks het hulle eerste wen van die seisoen deur die Vrystaat 33-19 te klop. So daarom sê ek, Swyse Brein maak al reeds lekker planne, ook met jong spelers soos Briandri Dolf wat werklik waar hand opsteek om in daardie Springbok span te wees. Na afloop van die Suid-Afrikaanse rugby toekenningsgeleentheid, dit was verlede week in die Kaapstadse konvensiesentrum, was die pryswenners as volg en ons sê vir hulle baie geluk. Malcolm Marx word aangewys as die speler van die jaar en dan Nadine Roos het 'n dubbele toekenning ontvang. Sy word as die vroue rugby speler vir die 15-man rugby as ook die vroue speler vir die 7's aangekondig. Dan Rassie Erasmus was afrigter van die jaar, die Springbokke was die span van die jaar en Ethan Hooker word as die jong speler van die jaar aangewys. Baie geluk, mens kan nie dink dit is verlede jaar se toekennings nie, hierdie jaar is al klaar so ver in, so ons hou hulle fyn dop, dalk is hulle weer op die nominasielys vir 2026. En dan nou 'n bietjie skole rugby nuus en daarom is hier ook nie verniet 'n skool of 2 se truie wat hier hang nie. Nou die eerste rugby en netbal toernooie het die afgelope naweek afgeskop en afgegooi en skole toer behoorlik die land vol. Sommer vroeg is daar al spanne wat groot stemme dik maak en hulle name laat tel. En noemenswaardige wedstryde van die afgelope naweek was byvoorbeeld die ene van Diamantveld wat in Kimberley is en Monument van Creersdorp het daarby hulle gaan speel. Nou Monument het ook die Witbulle, maar Kimberley wen toe nou vir Monument 36-35. Een enkele punt, maar wen is 'n wen. Grey College van Bloemfontein, ouer gewoonte 'n baie sterk span, het Welkom Gimnasium met 109-3 afgeslag, letterlik. En dan Brandwag van die Rand, hulle klop vir Hoëgenhout van Bethal 39-13 en Malo Landbou Skool wen vir Figart Park 28-25. Nou ek was self Saterdag by Figart Park gewees saam met 'n spul netbalkinders en daardie rugbyvelde het gewemel van seuns wat behoorlik gewys het dat hulle al vroeg in die seisoen regtig lus is vir rugby. Gepraat van netbal, nou Afrikaanse Meisieskool, een van die top netbalskole in die land al vir die laaste paar jaar, het 'n besonderse jong eerste span hierdie jaar. En ek noem dit want dit is eintlik ongehoord
om so min matrieks in 'n eerste span te hê, maar hulle het uit hulle groepie van 10 dogters, is daar een graad 10, met ander woorde 16-jarige, en dan is daar slegs 3 matrieks en die res is almal graad 11s. Hierdie spelers het die afgelope naweek dan nou hulle goed van hulle taak gekwyt, want Affies toer jaarliks na Diamantveld vroeg in die seisoen en hierdie afgelope naweek was dit ouder gewoonte weer so. Daar het hulle aan die Koffsie sporttoernooi by Diamantveld deelgeneem en Saterdag het hulle toe nou na Bloemfontein toe gereis om aan Figart Park se NWI sportdag deel te neem en die eerste span se uitslae was as volg gewees. Die eerste span van meisies hoor klop Unisie van Bloemfontein 44-22. Hulle wen Diamantveld van Kimberley 46-16. Saterdag wen hulle vir Duineveld van Appington 35-23 en op die ou end klop hulle ook vir Pearson van Kapega 32-26. As 'n geheel speel Affies 79 wedstryde in basiese dag en 'n half en hulle wen 73 van daardie wedstryde en 2 is gelykop. Ek is ook natuurlik seker dat julle net soos ek baie lief is vir skoolsport en maak seker dat julle die Supersport Schools app, vir daai tongknoper, daardie Supersport Schools app of toepassing, laai hom af op julle fone. Julle kan dit ook op die DStv volg en daar sal word baie van die skoolsport uitgesaai. Nie net rugby en netbal nie, daar was van die atletiek ook nou onlangs uitgesaai, daar word hokkie uitgesaai, waterpolo en so meer, maar veral met die rugby en netbal, ek weet baie van die toernooie vind hier einde Maart begin April plaas, nie almal is op vakansie nie, en dan sit jy by die werk. Nou ek sê nie moenie werk nie en kyk op jou foon sport nie, maar daardie toepassing help 'n mens daarom op 'n hoogte van sake te bly. So gaan laai gerus daardie toepassing af. Dit hou mens behoorlik op hoogte en jy kan daarom lekker kyk. Nie almal kan ook altyd natuurlik saam met hulle kinders se spanne toer nie, so dit is 'n wonderlike alternatief. Goed, nou hou ook die media dop. Die Noord-Suid toernooi is hierdie jaar in Pretoria, wat seuns hoor dan nou die gasheer sal wees, en verskeie skole kom. Dit is ten opsigte van die rugby. Ten opsigte van netbal het meisies hoor, Waterkloof en Menlo Park in die volgende tyd elkeen 'n baie groot toernooi. Nou skole van reg oor die land, van die Kaap, Stellenberg, van Windhoek Gimnasium, van Namibië, van die Vrystaat en so meer, kom almal na hierdie verskillende skole toe vir die toernooie en dit is kookwater netbal wat gespeel word en ook hierdie wedstryde word op Supersport Schools uitgesaai. Dan 'n bietjie om af te sluit, 'n ander tipe sport waar ons baie gesels nie, maar ek tog voel dis noemenswaardig en dit is 'n bietjie golfnuus. Nou, die Engelsman Dan Bradbury het Sondag 8 Maart op die Hilton-baan in Johannesburg sy tweede Joburg Ope titel verower. Hy het met slegs 1 hou vir Casey Jarvis van Suid-Afrika geklop. Meer nog, as Jarvis nie 'n set hou van minder as 2 meter op die 18de puitjie gemis het nie, dan sou hulle gelyk geëindig het en dan sou daar 'n uitspelstryd moes gewees het tussen die twee manne. Klink 'n bietjie soos my golf, maar nietemin Bradbury se ronde van 65 verskaf hom toe na die eerste plek en Jarvis eindig toe op 66, gesamentlik tweede met nog 'n Brit, Brandon Robinson Thompson, wat ook 66 Sondag geskiet het. Baie geluk aan daardie manne. Golfspelers maak mos partymal ook maar lekker vol sakke vol geld. En dan ons vreemde sport vir die week. Nou gister luister ek op die radio en hulle praat van hierdie sport en so waar is dit nou ook my vreemde sport vir die week en dit is vrou dra of in Engels wife carrying. 'n Sport waar mans hulle vroue oor 'n hindernisbaan moet dra. Geblykbaar word daar ook soms van kruiwaans gebruik gemaak. Die prys, en dit is dalk die beste van die hele sport, is die prys is die hoeveelheid liter bier gelykstaande aan dit wat die vrou weeg. Wat jy kan wen. Dink net hoe baie bier gaan dit wees. Of hoe min bier gaan dit wees, né? So, ek dink net, hoe dit ook al sê, dit klink vir my na 'n resep vir chaos. Hierdie is dan nou eers al van my kant af. Baie dankie dat julle saam gespeel het. Ons maak gou weer so. Baie dankie weer eens aan ons Borgnet van Finansiële Dienste. Gaan besoek gerus hulle sosiale media bladsye om te sien waar hulle julle kan help. Ons gesels gou weer. Totsiens.
waar hulle julle kan help. Ons gesels gou weer. Totsiens.